Een van jou bietjie moeiliker probleme vir graad 4 wiskunde is wanneer ons die reël moet bepaal en daar is twee bewerkings. So ons het 'n invoerwaarde, ons pas 'n sekere reël toe en dan het ons 'n uitvoerwaarde, maar die reël is twee bewerkings. Nou eerste ding altyd, ons wil altyd eers vasstel, soos wat ek vroeër gesê het, vraag 1, groei die patroon of daal die patroon? En onthou wat ons nog altyd moet onthou, krities toets vir meer as een waarde. Want dit kan wees dat jou bewerkingkie die waarheid is vir die eerste een, maar dan vir die tweede een is dit nie dieselfde nie. En daar's twee maniere. Ons altyd in die lewe meer as een manier om by die regte antwoord uit te kom. So ons moet seker maak ons toets meer as een veranderlike of meer as een waarde. Goed, so ons kyk vir die eerste enetjie, ons kan duidelik sien in my pen swart verander. Okay, ons kan sien ons begin met 1 en van 1 gaan ons na 16. So ons patroon het definitief gegroei. En wanneer ons patroon groei, het ons een van twee opsies. Ons kan of vermenigvuldig of plus en ons moet gaan toets. Wat is moontlik? So ek het van 1 plus 5. 1 plus 5, kom ons vat hier so sommer 'n rooi dingetjie. 1 plus 5 is 6. En om van 6 na 16 te kom, moet ons kyk, is al meer as een manier wat ek albei kan uitkom. Van 6 na 16, hopelik het jou brein dadelik gespring en gesê 6 plus 10, geef vir ons 16. Nou is daar enige manier, dis definitief een manier om daarna te kyk. Nou is die vraag, is daar enige manier wat ons 6 kan vermenigvuldig, sodat 16 moontlike veelvoud kan wees. En die antwoord daarvoor is nee, wanneer ons die veelvoude van 6 gaan tel, sal ons bevestig dit is 6, 12, 18 en 16 is daar iewers in daai gap. So nee, ons kan nie 6 met enigiets maal om by 16 uit te kom nie. So, dit sê vir my ek het 'n redelike sterk vermoede dat my reël gaan wees plus 10 vir hierdie enetjie. Kom ons toets gou die tweede een om seker te maak. 2 plus 5 is 7 en 7 plus 10 is 17. So daai lyk vir my 100% reg. Ek maak sommer klein merkies hier vir ons om te sê ek het dit getoets. 5 plus 5 is 10 en as ek 10 plus nog 10 kry ek 20. So daai sê vir my redelik seker daai reël is plus 10. Ons toets gou die laaste een. 10 plus 5 is 15 en 15 plus 10 is 25. So dit sê vir my verseker dat daai reël is reg en ek sal 1 punt daar kry vir die bewerking om vas te stel dat my reël plus 10 is. Volgende een, bepaal die onbekende waardes. Nou hier moet ons die invoerwaarde wat uitgelos is bepaal, sowel as die reël. Weereens beginpunt, stel vas of die patroon groei of daal. Hier kan ons weer sien, as ons van links na regs beweeg, my invoerwaarde was 8, my uitvoerwaarde eindig op 17, so my patroon is definitief weer eens besig om te groei, die waardes word meer, wanneer ons groei, plus ons of ons maal, is vermenigvuldig. Okay. En weer eens presies soos daarbo, gaan ek net sê, ek gaan nou net 'n bietjie korter skryf, toets meer as 1. Uitroepteken. Okay, onthou dit, toets meer as 1. Okay, ons begin met 8. As ek 8 het en ek deel 8 gedeel deur 4 is 2. Nou, hoe kan ek van 2 na 17 kom? Weereens gaan my eerste beginpunt wees, okay, ek kan definitief iets plus 2 plus, wat gee vir my 17? Logika toets of is sommer net 'n vinnige sommetjie in jou kop. Die hoofrekening 2 plus 15 is gelyk aan 17, so daai plus 15 lyk vir ons of dit 'n moontlike opsie is. Is daar enige manier wat ek 2 kan maal met 'n sekere waarde om vir my 17 te gee? Skryf gou die veelvoude, hopelik ken jou tafels goed genoeg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18. Okay, so jy hoef asseblief nie dit uit te skryf nie. Ek doen dit nou net om deeglik te wees vir julle, maar jy behoort te weet dat 2 maal 9 is 18 en 2 maal 8 is byvoorbeeld 16. So in die geval gaan ons weer eens nie kan maal nie, so ons weet definitief dat ons iets gaan moet plus, en op die stadium is 15 plus 15 die waarskynlikste oplossing vir ons. So 2 plus 15 gee vir ons 17, kom ons toets gou die tweede enetjie. Nou daar weet ons nog nie wat dit is nie, so ons gaan hom moet uitwerk.
20 gedeel deur 4 is 5. 20 gedeel deur 4 is 5. En as ek my 15 by my 5 sit, dan kry ek 20. So vir daai 2 is hy definitief waar. En dan 36 gedeel deur 4 is 9 en 9 plus 15 gee vir ons 24. So daai is 100% reg. Nou om daai een te gaan uitwerk wat hulle nie vir ons gegee het nie. Dis nou daai invoerwaarde. So kom ons beskryf dit gou eers hierdie ene. Ons sê definitief daar plus 15 en ons gee vir onsself die punt. Well done, ons het hom reg, 1 punt in die sakkie. Maar nou moet ons gaan uitwerk wat is daai waarde. En weer eens het ons gesê dat wanneer ons begin met ons uitvoerwaarde en ons moet die invoerwaarde gaan bepaal, doen ons die, ek hoop jy kan die woord onthou het, die inverse berekening. En onthou dat die inverse, ek gaan dit net sommer hier skryf, kom ons gryp gou 'n blou pen daar, die inverse vir plus, kom ek maak dit my pen bietjie dikker, nou sê, my inverse vir plus is minus, en vir minus is plus, en my inverse vir mol is deel, en vir deel is mol. So wanneer ek begin met 18, en ek werk terug, om vas te stel waarmee het ek begin om op die einde by 18 uit te kom, doen ons die inverse berekening. So ons gaan eers vasstel 18 minus 15. 18 minus 15. So ek doen die teenoorgestelde as wat ek sou gedoen het omdat ek terugwerk en nie vorentoe nie. 18 minus 15 gee vir ons 3. En wanneer ek 3 het, moet ek nou mol met 4. So 3 mol met 4 gee vir ons 12. Daar is hy. En daar sal ook 'n punt wees daar. Great, en dit is basiese vloeidiagramme op graad 4 vlak. Hierdie is jou bietjie meer uitdagende enetjie. Laat weet gerus vir ons in die comments as enigiets anders is waarmee julle sukkel, stuur vir ons e-pos, like die video's, comment, laat weet vir ons wat julle, waarna julle wil kyk, waarmee julle gesukkel het julle dit reg gekry? Stuur vir ons nog voorbeelde en ander werk waarmee julle dalk sukkel. En as hierdie video jou help en jy geniet dit, subscribe en like dit. Dit help ons om ook net ons kanaal te kan groei en om beter video's vir julle te kan lewer. Lekker dag.